Ons is so bly die Here het vir Kenneth gehelp dat hy weer kan sing. En ons wag net dat die span so 'n bietjie hier agter gereed maak. Terwyl hulle gereed maak hier agter, wil ek vir julle baie welkom sê. En elke Sondag as ek die preek vergeet ek om vir julle te sê, onthou net, kyk maar daar by ons rondom parkering ons. So by Heritage onder die grond daar is daar 40 staanplekke daar Sondag verniet. Jy kan verniet daar gaan parkeer. Dis nie eens 100 meter van ons af nie. So nou soek om die plek parkering te kry onder daai dak uit die son uit, heerlike parkering veilig, gratis op 'n Sondag. 40 sulke staanplekke daar onder hier by Heritage, as jy dit dalk nou nog nie gesien het. Nou baie welkom en mag die Here spesiaal met julle ontmoet in hierdie dag, die wat ver gekom het, die wat naby gekom het en veral vir almal van ons wat hier is omdat die Here ons hier bestel het, nê. Ek hoop regtig nie is iemand hier wat vanmôre hier is om jy moet wees nie. Ek vertrou jy is hier omdat daar 'n behoefte in jou hart is en dat jy gaan voorberei in Romeine 12 vers 1 en 2 veral. En soos iemand vir my gesê het, dominee, ek het klaar 'n preek. Lag gekyk maar ek klaar die preek in my hart. Dat jy mooi gaan kyk het na daai gedeelte. As jy nog nie gedoen het, jy maak 'n merkie iewers en gaan maak julle harte reg rondom daardie spesiale gedeelte. Ek wil in die naam van die Here Jesus Christus en God die Vader en die Gees en die toestemming wat God vir my gee, vandag 'n stelling maak deur te sê in die heelal is daar niemand vir God so belangrik soos die mens nie. Niemand, enige iets wat geskep is, enige iets wat wonderbaarlik, die mooiste natuur waaraan jy kan dink, is aan niemand vir God so kosbaar soos jy nie. Psalm skryf in Psalm 8. Here, onsse Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat in die hemelruim geplaas het. Kinders en suiglinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teestanders en vyande wraakgierig tot swye gebring. As ek die hemel aanskou en die werk van U vingers, die maan en die sterre, waaraan U, God, 'n plek gegee het. Wat is die mens dat jy aan hom dink? Hoe is dit moontlik dat jy aan die mens kan dink? Die mens se kind, dat jy na hom omsien, het hom 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom het aansien en eer gekroon. God kroon ons daarmee. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, daar ek het dit gelees. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, onsse Here, hoe wonderbaar is U naam op die ganse aarde. Ek wil graag vanmôre hierdie Ou Testament Psalm wil ek vasmaak as 'n anker vanmôre om te sê dat God fokus op ons. En as jy nou moedeloos voel en dinge gebeur rondom jou en jy voel jy is nie goed genoeg nie en jy voel alles val rondom jou mekaar, word herinner aan hierdie kosbare Psalm ook nou as ek preek hieroor. Hou daaraan vas. Vir God is jy baie spesiaal. Verlede Sondag het Dominee Kenneth met ons gepraat, die laaste gedeelte rondom 'n reeks wat ons gedoen het oor gebed. En onder andere het ons gepraat oor waar kom stryd vandaan, maar veral ook wat die wil van God is. Wat is God se plan vir elkeen van ons? En ek wil graag vanmôre aansluit by daardie gedeelte, met die skrifgedeelte wat ek aan julle voorgehou het, om onsself voor die Here te stel as 'n Here. Miskien is dit waar ons moet begin. Wat is U wil vir ons? Dis mos nou 'n moeilike vraag om te antwoord. So miskien wil ek vir julle nooi, te midde van die pyn en die verwarring in ons tyd, in ons lewe, in 'n baie ongemaklike tyd, waar daar oorloë is wat ons nie verstaan nie.
kan nie verstaan hoekom gryp die mense mekaar daar in die ooste en daar in die Midde-Ooste nie. Ons kan nie verstaan hoekom gryp mense mekaar hier in Afrika nie. Ons vind dit vreemd dat 'n man geskiet word vir die oortuiging wat hy het oor die Here Jesus en God, in die vorm van Charlie Kirk. Nou ek sê ek versigtig word, maar daar is nog baie politiek ook by die ding. Maar wat uitstaan, hy word doodgemaak vir dit waarna hy glo. Dit is 'n vreemde tyd. Ek weet nie hoe ver ervaar jy die lewe rondom jou nie, maar mag die Here vanmôre 'n boodskap vir jou hê wat miskien, ek weet nie of daar miskien pyn en verwarring in jou lewe is. Party van die mense kom kuier vir my, dan kan ons 'n bietjie deur die goed werk, maar baie van ons hou die goed vir onsself. En ons sê, hoekom is ek hier in hierdie wêreld? Wat het ek hier kom maak? Miskien ken jy die Here al baie lank al. Die van julle wat ken die Here mos nou lank al. Maar ons kyk ons vir onsself vanmôre in die spieël en sê, dis nie meer soos dit was nie. Iewers het ek 'n nominale Christen geword. En ek kan nie saam praat met hierdie mense soos Dominee Johan en Kenneth en Chris wat so opgewonde raak hier op die verhoog. En ek voel 'n bietjie uit, want iewers het ek iets verloor. Mag die Here vanmôre vir my die genade gee om vir jou die Here Jesus te toon vandag, as jy nog nooit 'n verhouding met die Here gehad het. Dalk sit jy vanmôre en sê, man, ek het nie klou waaroor hierdie mense praat. Miskien is jy maar net omdat jy wil die mense wat lyk jy's 'n oulike ouetjie of 'n meisie. Maar ek en Dominee Johan en Kenneth en Chris mis die doel as ons nie vir julle kan wys dat Jesus Christus het jou lief nie. En hy wil graag hê jy moet 'n verhouding met hom hê nie. Ek nooi julle uit vanmôre asseblief. Mag hierdie die 5de Oktober 2025 vir jou 'n anker in jou lewe wees. Op hierdie dag het ek my hart vir die Here gegee. Of op hierdie dag het ek my nominale Christendom gelos en die Here Jesus ontmoet. Mag hierdie dag vir jou 'n wonderwerk wees. Ek glo dit my hele hart dit kan wees, so né? Vandag kan 'n herlewing in jou hart wees. En daarom wil ek baie graag hierdie gedeelte aan julle vooruit Romeine 12 het, maar voor ek daaroor gesels wil ek net in konteks plaas. As julle ooit Romeine wil verstaan en verstaan waaroor dit gaan, maak net 'n merkie daar op julle pampiertjies wat julle gekry het hier voor die portaal, kan julle die raamwerke kry. Maak seker dat jy bietjie deur Romeine 6, 7 en 8 werk. Romeine 6 kom Paulus en hy sê, ek is 'n hopelose mens. Hy sê, wat moet ons hiervan sê? Dis nou om kinders van God te wees en aanhou sonde, sodat die genade kan toeneem. En dan vers 2, sê hy beslis nie, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin lewe, as hy 'n beeld ook skep daarvan, hoe dat ons moet sterf in die Here. Dit maak nie vir my sin nie, en hy worstel met sonde. In vers 23 sê die loon van die sonde is die dood. Dis 'n hopelose toestand waarin die mens is. En dan gebruik hy 'n gedeelte in vers 7 daar, hoofstuk 7, hy sê 7 vers 4, dit is ook die geval met julle broers, julle verbondenheid met Christus, met die liggaam van Christus het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Wat hy hier doen is hy gebruik 'n beeld van 'n vrou wat getroud is met 'n verskriklike kwaai man. En ek dink almal in hierdie vrou, in hierdie gemeente vanmôre kan sê, my man is goed vir my, hy is nie so kwaai nie, né? Maar hy gebruik die beeld van die wet. Hy sê hierdie wet is 'n onbereikbare doel. Ons kan nie by die wet bykom nie. Niemand kan daar bykom nie. Hy is 'n verskriklike moeilike man. Maak die tafel skoon, maak die huis skoon, maak jou lewe skoon, dan kom ek met my vuil hande en ek kan dit nie skoon kry nie. En as ek moedeloos, ek kan nie daarby bykom nie. Wie gaan my help? Wie gaan vir my bystaan? En dan lees ons in hoofstuk 8 die oorwinnings hoofstuk. Hy sê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde. Ons lees ook in hierdie oorwinning die kosbare einde net voordat hierdie hoofstuk begin, hoofstuk 12 lees ons van Romeine 11. Maar as jy net kan opsit, hy sê, o diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weet. Daai 6, 7 en 8 is die mekaar, maar hier maak het vir ons sin. Uit hom
En deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Daai woord heerlikheid word afgebreek, hy word die Here van my lewe. Hy word die bestuurder, hy word die bepaal van wie ek is. En met hierdie agtergrond wil ek nou 'n skrifgedeelte aan julle voor my broers en susters wat elke kind van God met vers 1 en 2 uit hulle kop ken. Paulus gee vir ons 'n wenk waar ons saam met hom en die disippels krag ontvang om hulle lewens te gee en sê, maak my maar dood, ek staan uit vir die Here. As jy my dood maak, steek my maar in my hart wat aan God behoort. Ek wil daai krag, ek wil vir Paulus vanmôre vra as hy langs ons staan, waar het jy jou krag gekry? Wat beteken dit om kind van God te wees? Vers 1 en 2 moet elke kind van God uit sy kop uit. Dis die huiswerk wat ek vir julle gee. Die meneer Willem Oendal het vir ons gegee die dag van sy bekering kom sê hy leer hierdie 2 verse en deur al my lewe lank het hierdie verse vir my baie beteken. Ek kom deel iets wat baie spesiaal is vanmôre vir my. Die Bybel sê vir ons, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming, die omgee van God, gee julle self aan God as lewende heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike, die ou vertaling sê, redelikheid van die godsdiens, wat julle moet beoefen. En moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe, dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons gaan dit nou gou afbreek. Hierna volg die tweede gedeelte van hierdie gedeelte van vers 3 tot vers 8, waar hy sê ons met mekaar moet werk. Het lyk vir ons met God regkom, dan kom baie dinge met onsself ook reg in ons mense. Hy sê, kragtens die genade wat ek aan julle gegee het, sê ek dat elkeen van julle moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, leef liewer daarop toe om beskeie te wees en ooreenstemmig met die maat van die geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede nie almal dieselfde funksie nie, net soos ons ook, al is ons baie in Christus een liggaam en let wel afsonderlik lede van mekaar. En dan praat hy oor die bediening daar sê, ons het genade gehad wat vir mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik ooreenkomstig met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Vers 1 en 2, stel my saak in God, en dan vloei daar 'n spontane ding uit, ons mekaar wil bedien, en dit is wat ons poog en bely en graag wil voorhou aan almal in hierdie gemeente. As jy liever die gemeente inkom, dat julle sal sien, hier is mense, manne, vroue en kinders, wat offers voor die Here is, manne, vroue en kinders, wat die wil van God doen en uitleef, en mag niemand wat vir ons hier besoek sê, dis al 'n stywe klomp mense daai en hulle groet ons nie eers nie, hulle is nie eens vriendelik nie. En ek het vir hulle gesê van my pyn, maar niemand hoor my pyn nie. Mag ons altyd mekaar bedien so in die liefde van die Here. En so vra ek om genade, Here, vir hierdie woord. Ons wil nie mis wat U vandag vir ons sê nie. Ons soek na 'n lewing in ons harte. Asseblief, Here, kom ontmoet vir ons, asseblief. Want aan U behoort al die eerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die eerste gedagte wat ek graag met julle wil deel oor hierdie teks, en ek vertrou julle dit gaan lees in julle eie gemaak, is naamlik dat ons moet leer wat dit beteken om 'n lewende offer aan God te wees. 'n Lewende offer aan God. Die teks sê daar, nou doen ek 'n beroep aan julle broers op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Ek gaan so 'n bietjie met julle gesels oor gehoorsaamheid ook uit hierdie gedeelte, want u sien, ek en jy bestaan in en deur
en uit die genade van God. Het julle geweet dat soos julle nou sit vanmôre hier, is dit eintlik maar 'n wonderwerk, nê? As jy hier is omdat die Here jou bestel het, dis die wonderwerk. As jy hier is omdat jy moet wees, iewers gaan die wonderwerk wakker word in jou. Maar die feit saam met hom Cassie en die res in myself en ou Kobus, ons sit hier omdat 'n lewende God met sy vinger aan jou hart kom raak het. En toe ontmoet ek hom. En toe begin daar 'n nuwe lewe in hom. Paulus gebruik hier 'n paar woorde en wil jou net vir my net hierdie teks oop hier. Hy sê, ek doen 'n beroep op julle, 'n waansinnige, benoude, ernstige beroep op jy. Hy praat nie ou vertaling, hy vermaan julle, hy sê asseblief luister na my. Want hy ken mos hierdie storie. Hy noem hulle broers, hierdie is Grieke. Hy ken hierdie Grieke, hulle is slegte mense. Hulle ken God glad nie. Hy is nou hy weet wat die Jode gedoen. Hy is mos ook 'n Jood mos nou. Hy weet om dit voor God te wees, maar hy kyk na hierdie Grieke en hy sê hulle is goddeloos. Geen God, hulle is te mekaar, dis 'n pantheon van gode wat hulle aanbid. En skielik as hulle by die Here uitkom sê hy, julle is my broers. En Cassie, jy is my broer man. En hier's 'n paar mense, Willem, jy's my pa man. Hy's 'n klein bietjie ouer as ek het respek vir hom. Al die kinders in hierdie kerk is my kleinkinders. En as hulle bietjie naby kom, sal ek hulle chocolates, ek kry 'n vrystoestemming vir die ouers. Ons is 'n familie, ons is broers, ons is een in die Here, ons is die liggaam van die Here Jesus Christus. En ek wil u weet, want ek verlang na my familie. Familie waar ek saam God kan dien en hulle kan vertrou en saam my kan neem. Hy sê, op grond van die groot ontferminge van God, omdat God omgegee het. Let wel, Paulus het geweet wat daai woord beteken. Toe Paulus daai woord neerskryf, reken dit daar so siddering deur sy hart gegaan. Ek dink in daai oomblik en ek sê vir hom, Paulus, mooi vra eendag as ek in die hemel kom. Wanneer ek in die hemel kom. O, my broers en susters, ek sal so graag by hom wil hoor, waaraan het hy gedink in daai 3 dae wat hy blind was? Hy sien Jesus en Jesus sê, Paulus, dis ek wat jy vervolg. En hy sien die honderde mense wat hy as Paulus verantwoordelik is, wat doodgemaak is, vervolg is. Die Bybel sê, manne en vroue is gesleep tempel toe en vervolg. En hy wil sy tong afbyt oor wat hy gesê het en wat hy gedoen het. As gevolg van die ontferminge van God. Ek kan nie saam met hom staan nie, ek het miskien erger dinge aangevang, maar weet jy my broers, is die feit dat ek op die kant sal staan, ek is so dankbaar dat die Here my siel gered het. En daardie ontferming maak my gereed, sodat ek myself as 'n lewende offer aan God kan gee. Let wel, dis nie 'n priester nie, gee myself. Dis nie die kerk nie, dis nie my ouers nie, dis nie 'n verbond nie. Ek gee myself. Wanneer ons mense doop, dan sê ons op jou eie versoek, op grond van jou geloof en belydenis in die naam van in Jesus, doop ek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jou eie versoek. Hoop ek almal van julle vanmôre is hier omdat julle op julle eie hier is. 'n lewende offer. Ek het nou daar van 'n man gevra daar agter of sy meisie alles syne is. Nee. Is sy alles joune? Dan sê hy ja. Daar word niks teruggehou nie. My alles, ek is 'n lewende offer aan 'n lewende God. Ek gee my alles vir hom, omdat ek hom so nodig het, en hom so lief het, en nou wil ek graag dit net 'n bietjie illustreer. So Saul en Samuel, haak 'n bietjie vas, dan in 1 Samuel 15, Saul het 'n offer gebring, hy moes nie die offer gebring het, hy was benoud geweest, hy sê die manskap het gedros, hulle het weggeloop te bring hy die offer, hy moes wag vir Samuel. Hy het mos nou die offer gebring, die Here moet mos nou seën, maar hy het nie geluister nie. Daar was 'n oorlog geweest waar hy ook die koning en almal moes doodmaak, hy bring buit saam, hy bring sommer die koning lewendig terug, dis wat die Here vir hom gesê het hy moes doen nie. Samuel se reaksie is die brandoffers en ander diereoffers net so belangrik vir die Here as gehoorsaamheid
aan sy bevel. Dink nou aan hierdie lewendige heilige en God toegewy, né? Is gehoorsaamheid nie belangrik nie? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Dawid in sy belydenis voor Nathan in Psalm 51 oor sy sonde Batsheba sê in vers 18 nadat hy die belydenis gedoen het: 'n offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Die Here soek jou lewe. Hy soek jou hart. Jesus stel vir ons 'n voorbeeld in Johannes 10 vers 17 tot 18 so spesiaal waar hy vir ons so mooi uitspel wat hy sê. Ek wil net gou lees hier. Die Vader het my lief omdat ek my lewe afgelê het om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie lê ek dit af. Ek het volmag om dit af te lê en ek het volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag van wat ek van my Vader ontvang het. Die beste van my beste gee ek vir julle. En dan sê hy later vir my, ek neem jou kruis op en volg my. Onthou jy daardie gedeelte in die skrif, waar dit gaan oor heiligheid en afsondering en aanvaarbaarheid voor God. As daar niks so spesiaal om te sê, ek wil nie populêr wees onder mense en ek wil populêr wees by die Here. Ons moet 'n lewende offer wees wat vir hom aanneemlik is. Onthou jy daardie verhaal van die ontugtige vrou daar in Johannes 8 vers 1 tot 11. Sy word gevang waar sy besig is om kwaad te doen. Ek gaan nou nie in detail ingaan daarin nie, want hierdie is nou nie 18 plus gehoor nie. En sy het kwaad gedoen. Sy word gesleep. Ek dink dit was nie mooi gewees nie. Hulle het moontlik aan haar hare gesleep, hulle het haar gespoeg, hulle het haar klere geskeur. Die foltering was vir 'n lang tyd. Sy is in die grond gesleep. En sy word daar in 'n markplein moontlik, ek kan net in my geestesoog sien, word sy in die middel neergesit. En die Jode wil 'n voorbeeld maak van haar en hulle sien vir Jesus en hulle wil hom ook daarmee vang. En hulle sleep Jesus naby en sê, Jesus, die wet sê sy moet gestenig word en sy moet gedood word. Wat sê jy? Nou kan julle dink, hier sit hierdie vrou, sy maak gereed, sy weet presies wat gaan gebeur, sy weet hulle gaan haar stenig, sy weet sy gaan doodgemaak word, sy proe reeds die bloed in haar mond, sy's dors, sy's vuil, sy's verneder, sy word sleg gesê, sy word gevloek. En nou moet Jesus antwoord. Jesus buig af en hy skryf in die grond, hy sê, die een wat nie sonde het nie, julle kan maar die eerste klip gooi. En nou wag sy wag nou, sy wag. En dan praat Jesus. Sy sien sy sandale miskien. Sy weet nie wie hy is nie. En hy praat saggies met haar. Hy sê vir haar, waar is jou aanklaers? Hy het regop gekom en vir haar gesê, mevrou, waar is hulle? Het hulle nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Want dit is eintlik reg nou nie, het hulle nie voltrek nie. En een van die mooiste gedeeltes in die woord van die Here, as hy haar volmaak verklaar, vergewe verklaar, as hy sê, Jesus sê toe vir haar, ek doen dit ook nie. En die skepper van die heelal sê, ek veroordeel jou nie. Gaan maar, jy moet nie van daar verder mee sondig nie. In daardie oomblik glo ek, het daai vrou se lewe verander. Maar die voorreg om te weet in die volmaaktheid van die offer wat goed en aanneemlik vir die Here is, het die Here gesê, ek vergewe jou. Ek dink nie my verstand, ek kan dit nie verduidelik met woorde en my verstand hoe ek in my hart voel daaroor nie. Ek vereenselwig my met daai vrou. En sy kan opstaan en sy kan huis toe gaan. Volkome verlos en vergewe.
Waarom sal 'n mens dan nie 'n offer voor die aangesig van die Here wil wees nie? Dit is waar die krag van ons offer lê, en die gehoorsaamheid wat Saul gemis het, lê by die ontsettende dankbaarheid dat die Here my vergewe het. Die Here soek ons hart. Ek het hierdie gesien op Wendy se profiel. Al wat jy het is sê, Here, ek het maar net my hart. En die Here Jesus sê, dis al wat ek wil hê. Soek net jou hart. 'n Man en 'n vrou wat op 'n date night uit is. En terwyl hulle uit is op 'n date night en 'n geheerlike ete, hulle het uitgesien daarna. En die man sit heeltyd op sy selfoon en antwoord belangrike en dringende goeters, terwyl hulle moeite gedoen het om daar te sit. Kan daai vrou vir my sê, my man se hart behoort nie aan my nie. Hy behoort nie aan my nie. Miskien beskryf ek die volgende verhaal vir almal van julle. Vroeg in die oggend staan jy op. Daar's 'n hele program vir die dag. En die Heilige Gees kom klop op jou hart en sê, my kind, praat net gou 'n bietjie met my. Ek het soveel raad vir wat jy moet gaan doen vandag. Ek weet van die vergaderings en ek weet van jou benoudheid en ek weet van jou ellende. Praat net so 'n bietjie met my. Dan sê Here, ek het nie tyd nie. Jy klim in die kar, na jy kinders kos gegee het. Jy gaan werk toe, nou is 'n ongeluk op die snelweg, nou is verkeer, en jy moet iemand bel om verskoning vra, en 'n baas verstaan nie, en hy's kwaad, want jy moes 8 uur daar wees, jy's nie 8 uur daar nie, en jy stap by die kantoor, en is die mekaar, en hier teen 10 uur is jy al so moedeloos, dan kom klop die Here weer net in jou, hy sê, my kind, ek wil so graag met jou deel, ek wil vir jou raad gee. En jy sê, Here, nie nou nie, ek moet gou nog hierdie e-mail skryf. En dan, terwyl ek e-mail skryf, kom die baas en sê, hy het nog hierdie ander inligting nodig, voor ek hom kry is dit 3 uur, 4 uur is jy poot uit. En die Here sê, my kind, sê nou reg vir my. Nee, ek moet eers huis toe gaan, hierdie verkeer, dit is my nagmerrie, en dan gaan jy terug huis toe, en jy kom daar by die huis, moet gou kos maak, neem gou gedeeld, kry gou die dag reg, en nou is jy moeg, nou gaan lê jy, en soos jy so moeg gesê, my kind, is jy nou reg vir my, ek wil nou met jou praat, man. En dan sê jy, Here, ek is so moeg, vergewe my, en jy raak in die slaap, want al die nagmerries wat vir jou voor lê. Dis dalk nie jou storie nie, maar behoort jou hart aan God. Die offer wat ek bring, ek sê, Here, ek bring my hart. Van hierdie dag af wil ek 'n offer voor die aangesig wees. Paulus gee daai as 'n wenk waar jy krag kry. Wees 'n offer. Dit gaan nie oor jou nie. Gaan nie oor wat jy wil hê nie. Dit gaan nie oor wat jy na die altaar toe bring nie. Dit gaan oor jou hart, wat aan God moet behoort. Merk jouself maar hier aan. Al die besluit dat ons neem wat donker is, nee, toets jou hier aan, is waar jy die Here uitgesny het. In jou verhoudings by die werk, by die huis, oral, en ek met jouself, is gebaseer op die feit, ons is nie 'n offer vir die aangesig van die Here nie. Tweede gedagte wat ek graag met julle wil deel is, ken die wil van God. Nou, voor ons oor daai gedeelte praat, maar wil ek net net by 'n ander teks opsit, Romeine 8 vers 11 tot 13. Jy sien, as ek 'n offer voor die Here is, dan leer ek om te sê dat, omdat die Gees van die Here deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek het, ook weer sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. En dan kom daar hierdie ontwaking waar ons God groot maak, en om eer daarom, broers, staan ons onder 'n verpligting, nie teenoor ons sondige natuur, om daarvolgens te lewe nie. Ons doen dit nie. As jy julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as jy die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. En daarom moet ons die wil van God leer ken, en die wyse waarop ons dan spesiaal ons harte vir hom gee. Die Bybel sê daar vir ons, om die wil van God te ken, die tweede teks daar, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Ons grootste moeilikheid wat ons in hierdie wêreld het, is dat wat ons verstand
behoort aan die wêreld. Ons het ons verstand ge-outsource. Soek nie meer die Bybel nie. Social media. My selfoon is my herder. Tot laat in die aand lê ek in die bed met die liggie hier voor my, almal slaap, en ek gaan in hierdie tonnel in, van waar die versoeker vir my die aas gee, en hy trek my in, en nêrens hoor ek die woord van God nie. Nêrens praat ek met die Here nie. Ek kan nooit sy wil leer ken nie, want ek is so vasgevang in wat Google vir my sê, en wat News24 vir my sê, en wat mense op ander plekke vir my sê. Ek luister graag wat ander mense sê, maar nêrens soek ek na die wil van God nie. Ek is 'n oupa, en my hart gaan nou uit na al die oumas toe nou. Wat maak daai kind vir jou as hy nou 'n babytjie kry? In die ou dae het Wendy en ek na my ma toe gegaan en gesê, ma, wat moet ons maak? Die kind het nou 'n pyn op sy, ma sê, man, vryf net sy ruggie, kom die wind uit. Wat is 'n wind? Dan leer my ma vir ons wat 'n wind is. Jy raadpleeg jou ma. Jy trek vir haar in. Wat maak die jong dames, nie al die dames nie hoor, maar wat maak die jong dames deesdae wat babatjies kry? Google sê dit, en Google sê dat. Die Google het nou hierdie ander vraag nou weer gevra, wat mense soos Charlie Kirk goed kan antwoord, uit sy apologetiese benadering. En ons staan terug, want ons het nie daai inligting nie. Nou, waar gaan ons nou iemand die predikant nie om my te help nie? Wat sê Google? Ons outsource dit. Dis hoekom ons in die moeilikheid is. Hierdie teks daag my uit en sê, leer die wil van God ken, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, moenie jou krag by hulle gaan kry nie, maar word verander deur jou denke wat deur God aangeraak word. Jy word gereprogrammeer. Jy word gereboot met 'n nuwe operating system. Jy dink anders, jy voel anders, jy loop anders, jy praat anders. En die mense sien dit raak, want jy is nie soos wat hulle is nie, jy's anders. En daai andersheid is waarna hulle verlang. Dominee Johannes so 'n week terug het hy 2 videoetjies geplaas op ons webblad oor die wederkoms. Nou rukkie terug, sou dit mos nog gebeur het nou, né? En hy plaas 'n videoetjie daar en hy sê vir ons, dis soos ons voel daaroor. Charlie Kirk word doodgemaak. Hy plaas 'n videoetjie daaroor. Wel deurdag. Gaan kyk gerus op die webblad hoe mooi het hy dit gestel. En binne 'n paar uur oor 1000 views van mense wat verlang na die inligting wat die kinders van God het. Want hulle praat uit die hart van die Here uit. Elkeen van ons is veronderstel om apologete te wees. Nou dis nie apologie aanteken, maar jy moet 'n expert raak in die woord van die Here en daardeur die wil van die Here ken. Dis die Here wat vir ons help dat ons gedagtes verander word. Weet jy, ek raak baie benoud en ek kan nou nie van die kansel af sê wat ek graag wil sê nie. Kom praat met my na die tyd daaroor. Wie, hoeveel keer verander ons lewens omdat ons verstand deur mense beïnvloed word. Voordat ek 'n behoorlike opinie oor 'n ding het, dan kom al hierdie donker goed in my kop en ek sê, dit klink vir my so mooi, dis hoe ek moet wees. Die Bybel sê, kom, laat die Here jou verstand verander. Moet dit nie die versoeker 'n eer gee om soos Eva gemislei te word en sê, daai boom was vir haar begeer. Hy smokkel met haar brein en hy sê, is dit nie mooi nie? Maar skielik vergeet sy. Adam, wat het julle aangevang? En sy brein is so vol vrees en benoudheid, dit beheer en bestuur hom, en plek het hy vir Here gesê, Here, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Moet ons in die Here Jesus Christus dit kom leer. Ons soek wat volmaak en volkome en rein voor die Here is. God met ons gedagtes kom verander. Ek wil graag afsluit, ek weet natuurlik kan maar kom. Ek begin al hardloop oor die tyd. Dan vra die Here vir my, dat ek my alles aan die altaar oorgee, sodat ek kan sê, neem my lewe, Heer,
laat dit U gewy wees meer en daai ou halelujaheid, nee. Ek het 'n baie spesiale broeder gehad daar in Port Elizabeth, teere kind van God. Hy sê vir my, Dominee, jy weet, eendag as ek nou doodgaan, of wanneer ek doodgaan, hulle doen nou nadoodse ondersoek op my, hoekom het ek nou dood gegaan, en hulle kom by my hart uit, dan sal hulle sien, op my hart is getatoeëer Johannes 3, vers 16. As hulle autopsie op my doen, en hulle kyk so na my hart, mag dit wees dat hulle sal sien, hierdie hart behoort aan God. Dan weet ek wat die offer is. Dan ken ek sy wil. Hy behoort nie meer aan Chris Jenis nie. Hy behoort aan God. My alles behoort aan die Here. Hy lied sê, neem my lewe, laat dit Here U gewy wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak hulle sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete en skoel, Heer, met bereidheid tot U Heer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond met U genade steeds die blye boodskap dra. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Laat my hart vir U tot troon deur die Gees wat in my woon. Ken daai eerste 2 verse. 53 vertaling. Ek vermaan julle broeders by ontferminge van God, dat julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar God kom nê in jou gemoed verander, sodat jy die wil van God kan ken wat vir hom goed en vir hom aanneemlik is. Die eer behoort aan God, as ek vanmôre sê, neem my lewe, Heer, laat dit U gewy wees, meer en meer. Wil jy nie vandag U lewe vir die Here gee nie? Wil jy nie weer opnuut sê, Here, ek kom kniel weer nie, want ek het al vergeet wat dit is. Here, asseblief kom leer my wat dit beteken om my hart vir U te gee. Amen.